op die offertafel neergeleg. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. Hier maak Elia, die Here van ons lief. Elia maak 'n brandoffer. Hy maak dit met die water nat. Hy maak die hout wat moet brand, maak hy nat. Neem en ag, die offer van die profete. Hy het die water gehad. Dit was 'n droë offer. Die hout was droog. Maklik om te brand, pastoor. En hy sê vir 'n tweede maal. Hulle wil vir 'n tweede keer weer doen. En hulle het weer nat gemaak. En hy sê vir hulle, doen dit vir 'n derde maal. En hulle het het weer nat gemaak. En op die brandoffer, waar die sloot was, het hy ook laat hulle water gooi. Sodat die water rondom die altaar kon geloop het. En ook die sloot het vol water geword. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U die God van Israel is en ek die knegt. En dat ek al hierdie dinge op U woord doen. Daar sê as julle in sy naam, wanneer hy sê dat op U woord, dan is dit wanneer hy op sy naam dit spreek. Want hy sê, as julle glo, dan sal ek julle gebede beantwoord. Antwoord my, Here, antwoord my. Sodat hierdie volk kan erken dat U die Here, die God is. En dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval. En op die brandoffer en die hout. En op die klippe. En die stof. Het verteer. Tot die klippe. Het begin brand. Tot die stof. Het verbrand. Alles op die offer het verteer. Wanneer ons praat van verteer, dan praat ons van dit kom tot lied. Dit brand tot as. Hier antwoord die Here. Toe Elia die profeet roep. Toe antwoord die Here die profeet Elia. En hy stuur die vuur uit die hemel uit. Om die offer wat Elia gemaak het aan die brand te steek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesigte neergeval en gesê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Mag die Here sy voorgeleesde woord vanoggend seën. Hier daag die profeet Elia. Daag hy die profete van Baal uit. En hier maak die Here 'n wonderteken. Die Here antwoord met vuur. Nadat die profete van Baal geen antwoord gekry het. Antwoord die Here die profeet om te wys dat hy is die Here. En hy is die enigste God wat die volk van Israel voor moet buig en aanbid.
Nou in Mattheus 18 vers 18 sê die Here voorwaarlik sê vir julle dat alles wat julle op hierdie aarde bind sal gebind wees in die hemel. En alles wat julle op hierdie aarde ontbind sal ontbonden wees in die hemel. Hier sê die Here dat wanneer jy in gebed vra van die Here af, dan sal die Here antwoord. Wanneer ons praat van die Here ontbind, wanneer jy in gebed bind, dan beteken dit, dis wanneer jy teen iets is. En wanneer jy iets ontbind, as dit wanneer jy vir iets is ek reg? Maar ek gaan verder in Mattheus 6 vers 33, waar die Here sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kom ons gee die Here prys en eer. Hier stel die Here homself aan ons beskikbaar. En hy sê vir ons, soek eers my en die koninkryk. Soek na my geregtigheid. En ek die Here sal jou antwoord. Hier kyk ons weer eens na die tema waar die Here sê, ek wil jou gebede beantwoord. Vanoggend sê die Here, ek wil jou gebede beantwoord. Maar soek eers die koninkryk van die Here en sy geregtigheid. Hy sê verder in Jeremia 33 vers 3. Hy sê, roep my aan en ek sal julle antwoord en ek sal aan julle bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat julle nie van geweet het nie. Hier sê die Here, my kind, roep my aan en ek sal vir julle antwoord en ek sal aan julle bekend maak, net soos met Elia, met die offer, want hy is dieselfde God van gister as hy vandag en môre tot in alle ewigheid. Hy sê, ek wil jou gebede beantwoord. Sê weer vir iemand, man, ek wil jou gebede beantwoord. Die Here sê, ek wil jou gebede beantwoord. Kom ons leer het vas vandag. Kom ons verklaar het vandag. Die Here wil ons gebede vandag. Nou sommige kere dan bid ons tot die Here en dan kom die antwoord in. En dan wag ons op die Here vir 'n antwoord. Sommige kere vir ons as gelowiges word die vraag aan ons gestel. Ek bid dan tot die Here wat jy van praat en wat jy van getuig. Maar die Here wil dan nie deurkom vir my. Maar my suster Sana vanoggend sê, ek wil jou antwoord. Maar jy moet tot my bid en my eer. Nou sommige kere weet ons nie hoe mense te antwoord. Wie vir ons hy
vraag vra nie. Wanneer hulle ons voor hy vraag staan, dis daai pyn wat jy van gepraat het. Dis wanneer die vyand jou aanval. Dis wanneer hy bedrukking en die pyn op die bors kry. Op die kruis, in die tyd van Getsemane, vra die Here vir God, my God, hoekom het U my verlaat? En dis een van die kruiswoorde wat kom, terwyl hy aan die kruis hang, om die kruis dood te sterf, vra hy weer, my God, waarom het U my verlaat? Want in hy tyd het God die Here nie geantwoord nie. En hy kon die teenwoordigheid van die Here kon hy nie aanvoel nie. Maar hy die Here geantwoord en gesê, maar God geantwoord en gesê, maar nogtans, nie my wil nie, maar U wil. Soms is wat ons voorbid teenstrydig met die plan en die wil van die Here. Sommige kere bid ons en ons vra vir die Here, dan verstaan ons nie, want ons kry nie die antwoord nie. Maar dit is nie in die wil en die plan en die tyd van die Here nie. Daarom leer hy ons om te bid. Hy sê, laat U wil geskied, net soos in die hemel en net so ook op die aarde. Laat U wil geskied. Nou dis die antwoord wanneer die Here soms jou gebede nie beantwoord nie. As jy omdat God jou nie wil of gaan antwoord nie. God wil net hê, jy moet soos 'n Hanna wees, wat aanhoudend bid, wat na die tempel gegaan en daar neergelê voor die aangesig van die Here en geween en gehuil en die Here in alle opregtheid genade en gebid het. Somtyds geskied ons te veel, geskied ons te veel nie, maar ons moet toelaat dat die wil van die Here geskied. Maar dit sê nie, hou op om tot my jou God te bid nie. Want hy sê weer, ek wil jou gebede beantwoord. Hy sê ook in Matteus 26 vers 39. Wanneer ons Matteus 26 vers 39 lees, as het waar, hy het die disciples agtergelaat en die 3 saamgeneem, en hy terwyl hy sou gaan om te gaan bid, die woord sê dat die Here het gesê, my siel is bedroef, en hy vra vir die 3 disciples om saam met hom te bid en te vaak. Maar toe hy klaar gebid het en hy keer terug na die 3 disciples, dan kry hy die 3 aan die slaap. Nou die vyand kon vanoggend van die vyand ook hê ons moet aan die slaap bly. Maar dankzij God, ons het 'n God wat ons aanbid. Wat ons beloof vanoggend dat hy wil ons gebede beantwoord. Maar ons moet nie aan die slaap gevang word. Kom ons wees, soos hy vir sy disciples gesê het, wees waaksaam. Hy maak ook 'n belofte aan ons dat in die tyd sal ons wat kry? Ons sal in die tyd gaan van die groot verdrukking. So as gelowiges gaan die tyd van verdrukking, ons lewe in 'n tyd van dispensasie.
Ons lewe in die laaste oomblik, in die laaste tye, wanneer die gelowiges, wanneer die groot verdrukking sal gaan. Nou hier praat ons van gebed. En dan wanneer ons van gebed praat, wil ek stilstaan by die rede vir gebed. Gebed is 'n wapen om die vyand se planne te verslind en te vernietig. Maar gebed is ook 'n instrument om die heerlikheid van die Here te nooi. Om in die heerlikheid van die Here te gaan. Nou die gebed is opverdeel in 3. Dat wanneer ons in gebed gaan ons in die verhouding met God. En ons nooi die hemele. Ons nooi die geestelike riekelm. Nooi ons in ons midde. Want ons geveg is nie teen vlees en teen bloed, maar teen die magte, gesagte en owerhede wat heers in die lug. En dan bid ons om te verklaar. En wanneer ons verklaar, is dit wanneer ons bevestig dit wat in die woord in staan. Waar hy sê dat ek sal vir jou nooit begewe of verlaat nie. Wanneer hy sê geen wapen wat teen my gespeel word sal suksesvol wees nie. No weapon formed against me shall prosper. En dan die derde been is, wanneer ons decree, when we decree, dit is wanneer ons met die autoriteit wat die Here vir ons gegee het, wanneer ons in daardie autoriteit 'n besluit maak, wanneer ons in gebed deure toemaak, deure oopmaak, dit wat die vyand ons weer aanval, wanneer ons dit afsny en afsmeer. So die 3 is wanneer ons bid. Die ander been is wanneer ons verklaar.